Ek is Kitty Lamprecht en ek is jou fisioterapeut. Op hierdie manier kan jy darm sien hoe lyk ek sonder 'n masker, want as jy my weer sien, het ek natuurlik 'n masker aan. Dit is die aand voor jou operasie en hierdie video is maar net om jou klein bietjie inligting te gee oor jou sorg na die operasie. Ek sien jou die dag na die operasie en dan gaan ek jou help om op te staan. Maar tot tyd en dan, jy weet, hier is 'n paar goedjies wat 'n mens kan onthou. So, dis belangrik om te verstaan dat nie alle rugoperasies is dieselfde nie en joune is nogal uniek. So daar's sekere goed, ek is seker jy het al gehoor dat party mense sê dat as jy 'n rugoperasie kry, dan mag jy nie sit nie, jy moet 'n stit dra. Dit is nie in jou geval so nie. So, 'n mens moet onthou, en Dr. Lamprecht het dit vir jou verduidelik, dat hy gaan van agteraf gaan en dan gaan hy 'n klein venstertjie in die been maak. En dit is net sodat hy aan die kanaal kan kom, waar jou koord dan vasgegroei het. En dan gaan hy dit losmaak. So ons vat nie aan die kussentjies nie en ook vat ons nie aan die klein fasetgewriggies nie. So jou rug se meganisme van beweging en sy stabiliteit word glad nie aangetast nie. Goed, so wanneer jy wakker word, dan gaan jy op jou rug lê. Dit gee kompressie op die wond en dit help dan dat jy nie soveel kneusing het nie en dit bespoedig dan die herstel van die rug. En ons wil hê jy moet so vir 4 ure so lê. Nou, jy gaan 'n kateter in nie, so toilet toe gaan is nie nodig nie. Jy gaan 'n druppietjie aan hê en daardeur kom jou medikasie en dan is daar ook 'n klein dreineringsbuisie wat uit die rug uitkom. Jy gaan ook bewus wees daarvan dat daar iets rondom jou kuite is en dit pomp en ontspan die hele tyd. Is eintlik 'n lekker massering van jou kuite, maar dit help met jou sirkulasie. Hierna stuur ek nog 'n video wat dan 'n demonstrasie insluit van hoe sou jy kon beweeg. Maar dit is belangrik om te verstaan, jy kan jou bene beweeg. Jy hoef nie soos 'n mummie te lê nie. So jy kan jou bene buig, hierdie goed wat om jou kuit pomp, het so 'n halfe toutjie, so hy het beweging so jy kan hom trek. Jy kan ook 'n klein bietjie jou boude oplig as hulle seer raak van die lê. Dan na 4 ure is dit 'n goeie idee om die susters te vra om jou klein bietjie te draai. So jy kan op jou sye draai. As jy graag op jou sye slaap, ons wil bitter graag hê jy moet 'n goeie nagrus hê. So hulle kan jou op jou sye draai en dan kan jy 'n bietjie op jou sye slaap. As jou kos kom, dan kan hulle kan die bed regop maak dat jy 'n bietjie regop sit. Of andersins kan jy eet van jou sy af. Maar met jou tipe operasie sou jy definitief 'n bietjie kan sit. En dan kom ek die volgende dag en dan gaan ons begin opstaan en dan sal baie van die styfheid en die seerheid van die rug verminder. Nog 'n belangrike ding is dat jy het nie 'n stit nodig nie, omdat jou rug nie onstabiel is nie, so ons gaan nie vir jou stit gee nie. Maar die operasie is seer. So, dit is vir my verskriklik belangrik. Dokters skryf baie goeie pynmedikasie op. So, as jou rug seer is, lui die klokkie en vra dat hulle vir jou pynmedikasie gee. Ons wil glad nie hê jy moet probeer sterk wees en dan jy weet, probeer vasbyt nie. Daar is pynmedikasie opgeskryf, so as hulle vir jou pynmedikasie wil gee, neem dit. Dis nie gewoontevormend nie, maar ons wil regtig hê dat jy moet pynvry wees. Dit maak die opstaan net die volgende dag baie makliker. Dan vanaand, net voor jy begin vas, so as jy van 10 uur af moet begin vas, is dit 'n goeie idee om net iets te eet net voor dit. Dit help dat 'n mens se bloedsuiker nie so ver val nie en dan kom 'n mens makliker hierdeur. So, ek hoop jy het 'n rustige aand. Ek sien uit daarna om jou te ontmoet en baie sterkte en lekker slaap.